Hierdie is die Institute of Culinary Arts buite Stellenbosch, leerskool vir topchefs. Ook deesdae die tuiste van 'n organiese kombuistuin waar Parcella maandeliks plant, versorg en oes. Februarie het ons blomkool geplant en vingerskorsies gepluk. Dit is tyd vir Maart se tuin tot tafelkuier. Karel is al reeds besig om dinge in die kombuis reg te kry en ek en Willie maak seker dat die tuin in 'n prima toestand is. Ja, ons oes vandag eiervrug en ek gee regtig nie om te sweet vir die lekker proe daarna nie. Willie het gesê ons plant vandag broccoli. Dis nou die ideale tyd om ons eerste wintergewasse in te sit en dit is hoekom ons die broccoli gaan insit. Jy kan sien ons het nou al reeds die rooikool in, so ons gaan langsaan nou net die broccoli insit dat hulle kan begin groei. Ons het mooi vars broccoli plantjies wat ons dan nou hier gaan in gaatjies insit. Ons maak hom so 3 cm diep en dan spasieer ons hulle sê so 20-25 cm uitmekaar dat elke plant nou regtig genoeg ruimte kry om sy volle potensiaal te lewer. 'n Baie belangrike beginsel vir organiese groentetuin is wisselbou. So voorheen was hier boontjies gewees wat nou ingespit is. Belangrik, laat dit so 2 weke lê en dan is die grond gereed. Die boontjies wat nou hier ingewerk is, gee heerlike stikstof aan hierdie bedding. Om ons plante verder aan te help en mooi gesond te hou, gaan ons nou seldery tussen insit. 'n Wonderlike pasmaat vir al jou koolgewasse. Dit jaag elke luis wat dink om plek te kom soek weg. Belangrik as ons die seldery plant is om regtig genoeg spasie vir hulle te laat want hulle word sommer lekker groot welige bosse. So ons gaan hulle ook in 'n ry hier tussen die 2 koolgewasse insit. So 30-40 cm in mekaar en dan behoort hulle in 'n kort rukkie se tyd aan mekaar te raak en dan te waak oor hierdie koolgewasse. Alkaliese grond by kool voorkom dikvoet. Dien dus kalk toe indien nodig. Behalwe luise is daar 'n wit koolmot wat graag toeslaan. Kruisement naby hou dit weg. Die kers op die koek gaan nou wees die kappertjies wat ons daar gaan saai. Hulle waak sommer oor alles. So enige gogga wat nog hier rond kan beweeg, weg is hy. Kappertjieblomme en stingels het 'n sterk pepermosterd smaak. Heerlik in slaaie en op toebroodjies. Om 'n kappertjie te plant is regtig vreeslik maklik. Jy maak net eenvoudig so 'n klein gaatjie sentimeter diep, sit die pypjie in en druk hom toe. En ek vind dat kappertjie saad eintlik baie makliker groei as wat jy 'n plantjie sou plant want hy kom binne 'n paar dae op en binne 4-5 weke blomme aan. Dit is regtig belangrik dat ons gereeld ons groentetuin moet deurloop en kyk wat aangaan, want hier het ons nou 'n voorbeeld van slaai wat te vinnig saad skiet. So die maklikste is trek hom uit, komposhoop toe en ons plant net eenvoudig 'n nuwe plantjie. Hoekom is slaai wat saad skiet 'n probleem? Die probleem is as slaai saad skiet, kan jy hom nie gebruik nie. Dan raak hy bitter en stokkerig en dan het hy eintlik geen smaak meer nie. Willie, daai koffie en eierdoppe is 'n laat ontbyt geweest. Alles behalwe, ons meng hierdie doppe met die koffie. Die eierdoppe is dan 'n goeie hindernis vir die slakke wat lief is vir slaai. Ek dink hulle voete gaan nogal seer kry as hulle daaroor moet handel. En dan die koffie is 'n lekker groei medium vir al hierdie slaai om net beter te produseer. Met Maart se taakies afgehandel en alles wat ons wou plant in die grond, is dit tyd vir oes. Die eiervrugte hier is in Desember geplant en hoewel daar vele variëteite is, pluk ons vandag die Black Beauty. Baie maklik om te oes. Ons gaan daar by die steeltjie net om afsny. Wat lekker is van eiervrug is, weet jy, hy het 'n lang leeftyd. Ons moet hom net oes voor die winter, voor dit begin koud raak en dan kan jy regtig mandjies vol eiervrug hê. Wind beskadig hulle maklik, so plant op 'n beskutte plek. Basiliekruid hou van 'n sonnige area in goed gedreineerde grond en jy kan saai van die lente tot laat somer. Nog 'n plant wat ons nou sommer regtig daagliks moet van pluk is hierdie basiliekruid. Hy begin nou saad skiet. Dit is belangrik dat ons hom van bo af pluk om te verhoed dat hy so baie saad maak. Dit verleng bietjie die lewe van hierdie plant en dan kan ons hom miskien rek tot in die winter. Dit is 'n 1-jarige plant wat nou met die koue wat gaan kom definitief sal doodgaan. So Karel, jy sal moet kos maak. Met 'n pH-metertjie kan jy toets of grond alkalies en dus bo 7 of suur en dus onder 7 is. Die meeste kruie hou van alkaliese grond, maar vir die wat van suurgrond hou, kan jy blomswaal, dennenaalde of eikeblare inwerk. Nou vir ons ontspan, onthaal en onthou kos. Goed Wiekie, ons gaan vandag begin met die spens en jy kan seker raai wat ons met al daardie basiliekruid gaan doen. Pesto. Natuurlik. En ek glo elke kombuis moet ten minste 1 of 2 botteltjies basiliekruid pesto hê. Ons gaan begin deurdat jy vir ons 'n paar van die pesto blare was. Daarna gaan ons die basiliekruid in die voedselverwerker sit. Dan voeg ons die pecorino of parmesan kaas by. Parmesan is maar net 'n bietjie duurder en die pecorino is 'n goedkoper opsie. Gevolg deur ons amandels of dennepitte weer eens. Ons amandels is 'n bietjie goedkoper as ons dennepitte. En ons voeg dan ons gekapte knoffel by. Dan gooi ons die olyfolie by in 'n stadige strimpie net totdat die pesto fyn verwerk is.
Ons gaan dit nou uitskep, bietjie sout en peper na smaak byvoeg en dan gaan ons dit in ons gesteriliseerde botteltjies sit. Dit kan jy dan bære so vir 1 tot 2 weke in die yskas. Die eiervrug gaan ons ook verwerk deur 'n baba ganoush te maak. Dis mos tradisioneel 'n Arabiese dis. Ja, dit is en daar is baie variasies daarvan, maar ons gaan vandag tradisioneel bly en dan die eiervrug en komyn baba ganoush maak. Die hoofstap van hierdie resep is bekend as degorgé en basies is dit net wanneer jy jou eiervrug in die halfte sny, diagonale snye maak en mooi diamantvorm pies daaruit te kry. Dit sprinkel met sout en dan moet dit so 30 tot 45 minute staan om al die bittersappe uit die eiervrug uit te trek. Hierdie is nou klaar gedegorgé en afgespoel met koue lopende water. Ons gaan nou die vleeskant knoffelhuisies indruk, olyfolie oorgooi en dan gaan sy reg om oond toe te gaan. Die eiervrug wat in die botaniese wêreld 'n bessie geag word, is ryk aan foliensuur en kalium. Interessant dat dit nikotien bevat, maar belaglik min teenoor passiewe rook wat jy inasem. Ons gaan nou die vlees uit hierdie eiervrug uitskep en net by die vleesvoeg wat ek al reeds uitgeskep het. Ons sit ons in die voedselbewerker, voeg dan ons 'n basiliekruid by, ons sout en peper, suurlemoensap, suurlemoenskil en geroosterde komyn. Dan gaan ons dit verwerk totdat hy baie glad is. Goed, dit is nou ons baba ganoush en dit skep jy nou in jou gesteriliseerde houetjies en kan hom so 1 tot 2 weke in die yskas bære. Vandag gebruik ons dit vir ons onthaalbord of ons 'n spoggerbord en ons gaan dit gebruik om 'n eiervrugtert te maak. Ons gaan nou die geklopte eiers byvoeg, sowel as ons geweekte brood. Dit word dan verwerk tot glad en dan is ons 'n vulsel reg om in ons tert op te gaan. So dit lyk ingewikkeld. Ek sien jy het eiervrugskil gebruik as jou basis. Dis nie ingewikkeld, die bietjie tyd saam, maar dit is wat dit spoggerig maak. Die gaar eiervrugdoppe word basies dan net in reepies gesny, ewe dik en ewe lang en dan word dit net netjies geweef. Die tert word gebak sodat die vulsel kan stol en dan word dit gelaat om af te koel. Net ter inligting, 'n mens kry 'n wit eiervrug met die naam Easter egg en ander wat groenerig is en ook wit strepe het. Volgens kenners is die bitterheid uitgekweek by party nuwe variëteite en is die soutproses dan onnodig. Hierdie een het al reeds gestol en hy was oornag in die yskas, het hom uitgevoer met plastiek sodat hy maklik net kan uitdop. Ons gaan hom nou omdop, dan gaan jy sien hoe regtig spoggerig hy lyk met al sy weefwerk. Vir die onthaalde stel Carol voor dat jy moeite doen met die opdiening. Sny die tert in wiggies en bedien met ciabatta melba, vars blaarslaai en rooi soetrussie coulis. Ons maart ontspandis is vir maklik kos maak in die besige werksweek. Dit is 'n eiervrug moussaka in individuele porsies. Hierso het ek alreeds die eiervrugdoppe wat ons gaar gemaak het, eers uitgehol, gesmeer met 'n bietjie olyfolie, basiliekruid en knoffel en dan gebak. Hierin kom al eers 'n laagie maalvleis en daarbey het ons gevoeg ons eiervrugblokkies wat gebraai is in 'n bietjie botter. Dit word gevolg deur 'n laagie aartappelskywe wat ek reeds in 'n bietjie botter gebraai het. Daarna volg ons nog 'n laagie maalvleis. Dan kom daar 'n kaassous bo-oor. Dit is maar net 'n wit sous gegee met neutmuskaat en kaas en dan sit ons ook 'n bietjie eiergele by om net die sous te verryk. Laastens gaan ons dit sprinkel met ons cheddar en pecorino kaas en dit is dan reg om oond toe te gaan. Die Turke spog dat hulle die meeste resepte vir eiervrug het. Hulle glo dat 'n kok wat nie minstens 1000 resepte daarvoor het nie sy sous werd is nie. Carol se weergawe van moussaka is van Griekse oorsprong, natuurlik as een groot dis. Is jy uiteindelik klaar? Ja, maar die beste ding in die lewe vat bietjie tyd, hoor. Willie, proe. Willie het beslis nie op hom laat wag nie. Hy's tog immers die een wat die uitputtende spit en plantwerk in die tuin doen. Wonderlike tekstuur. Dis is fluweel. Dit was verskriklik lekker en baie geurig. Ek proe die komyn en die basiliekruid. Baie lekker. Ek is bly jy het nou lekker geproe, maar kan ons nou rustig by die tafel gaan sit en eet. Vir 'n vegetariese weergawe kan jy die maalvleis vervang met lensies, kekerertjies of eintlik enige soort bone. Jy kan ook van die pekel zucchini wat ons verlede maand ingelê het daarin gooi vir 'n pikante smaak. Kyk, met Willie en Carol aan boord gaan ons nie gou uit die besigheid hardloop nie. So hou pasella dop, want volgende maand kook en plant ons weer. Onthou intussen om jou kombuistuin te geniet. Sien dit as speel en ontspanning, beide met jou hande in die grond of wanneer jy ons resepte in jou kombuis uitprobeer. Lekker speel in jou maarttuin.